Goeiedag, baie welkom by hierdie uitsending. Ons begin deur saam na van die woorde van Johannes, die disipel van Jesus, te luister. Wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeentes sê. En skryf aan die engel van die gemeente van Philadelphia. Dit sê die Heilige, die Waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Ek ken jou werke. Kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag. Jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. En as iemand my stem hoor en die deur oopmaak, dan sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Tot sover. Dit is die tyd van die jaar wat ons gewoonlik terugkyk en vorentoe kyk. En baie van ons haak vas in die terugkyk. Kon dit gebeur het? Wat moes ek gedoen het? Party van ons hak vas in die toekoms. Hoe gaan ek dit regkry? Of dis die wonderlikste ding, ek moet nuwe planne bymekaar sit. Hoekom doen ons dit? Wel, daar's 3 groot redes. Die een is, ons wil sin hê in die lewe. En dit kom deur iets van 'n verstaan van die lewe. Dit vul ons met dankbaarheid en ons groei as ons terugkyk na die verlede toe op so 'n manier. Aan die ander kant wil ons beheer hê. Daar is goed wat ons moet ophou doen, daar is goed wat ons meer van moet doen, daar is goed wat ons minder van moet doen, daar is nuwe goed wat moet ons begin doen, wat ons nog glad nie oorgedoen het nie. En daar is 'n deel wat ons net moet oorgee van die toekoms, waaroor ons geen beheer het nie, en dis buite ons beheer. Is 'n tyd van ritueel en tradisie. Dit skep verbinding met mekaar, koneksie met mekaar en kontinuïteit. En is baie belangrik. Intuïtief doen al die kulture oor die wêreld op een of ander manier iets hiervan. En is ook sterk in die Christen tradisie. Nou vandag is die uitnodiging van Johannes om aandag te skenk aan die gebeure van jou lewe en dit te koppel aan deure. Dit te verband te bring met deure. Met ander woorde, deur die metafoor van deure te kyk na dit wat met jou gebeur. As jy kyk op hierdie manier na jou lewe, sal daar 'n helderheid na jou toe kom. Jy sal insig kry. Jy kan sin en betekenis kry. Jy kan met 'n nuwe energie, krag opstaan, wat jou in staat stel om besluite te neem en dinge te doen. Jy moet 2 keer kyk, sê Johannes. Jy moet kyk na die deur van geleentheid. En jy moet kyk na die deur van jou hart. Dit is 'n uiterlike deur, dit is 'n innerlike deur. En hulle hou verwant met mekaar. So 3 belangrike goed van Jesus, wat Johannes vir ons sê. Hy gee vir ons 'n idee van wie hy is. In die begin van sy lewe het hy rondgegaan, hy het goed gedoen. Hy het genees, hy het ore oopgemaak. In Markus 7 vers 34 lees ons dat hy sy vingers in 'n man se ore ingedruk het en vir hom gesê het, Ephata. En is interessant, dat hierdie Arameese woord nie verklaar is in die Grieks, soos die res van die taal wat Jesus gepraat het nie. Ephata, wat beteken, gaan oop. Jesus is die een wat dinge oopmaak. Ons kan amper sê hy is El-Fata, die God wat dinge oopmaak. Hy maak ore oop, hy maak oë oop. In Johannes 9:37 gee hy eintlik vir iemand oë wat nie oë gehad het nie.
En die rede hoekom ons dit weet is dat die ander mense sê ons het van die geskiedenis van die skepping af nog nooit so 'n wonderwerk gesien nie. Dis 'n skepingswonderwerk en hulle het hom nie herken, die man wat blind was nie. Terwyl mense iemand herken wat blind was, behalwe sy glad nie oë gehad het nie. En die groot wonderwerk was nie soseer dat die man weer kon sien nie. Jesus staan voor hom en hy sê vir hom, kan jy my sien? Weet jy wie ek is? Dit is net so 'n groot wonderwerk om met die oë van die Gees te kan sien. Hy maak oë oop. Hy maak harte oop. Lydia se hart, Handelinge 16 vers 14, het hy oopgemaak sodat sy die woorde van Paulus kon hoor en aanvaar. Hy maak oop, hy's die oopmaker. En die groot vraag is nou, in hierdie 2 verse waarna toe ons kyk van deure wat oopgemaak is, wie doen dit? Doen hy dit? Doen hy alles? Is ek passief? Moet ek ook iets doen? Openbaring 3:20 sê, dat ek met die deur van my hart oopmaak. En aan die ander kant sê hy sal die deure oopmaak. Ons kry met hierdie misterie te doen reg deur die Bybel. Dallas Willard het gesê dat God is not opposed to effort, he's opposed to earning. Dat dit beteken nie dat God goed sonder ons doen nie. Ons is sy medewerkers. En die uiterlike en die innerlike wêreld gaan saam. As jy byvoorbeeld te doen kry met ongenooide, ongewenste gebeure, waaraan jy skielik oorgelewer word in jou lewe. Soos 'n ongeluk wat met jou gebeur, siekte, 'n vertrouensverhouding wat tot 'n einde kom, inkomsteverlies, die dood. Is alles uiterlike gebeure, is deure wat toegaan vir jou, word jy dadelik gevat na jou binnekant toe. En jy dink oor dit, jy voel dit, hoekom het dit met my gebeur? Jy het vra teenoor God daaroor. En dit is miskien een van die eerste goed wat ons moet verstaan, of wat na ons toe kom en wat Johannes sê is. Hy maak nie net deure oop nie, hy maak ook deure toe. En vir die mense vir wie hy skryf, die gemeente van Philadelphia, van broederliefde, het die sinagoge se deur letterlik vir hulle toegegaan. Die Christene het nog in die sinagoge bymekaar gekom en die Jode daar het gevoel dat hierdie 'n sekte is en hulle eintlik afgedwaal het van die tradisionele Joodse leer af en dat hulle nie meer welkom in die sinagoge is nie. Dit het beteken dat hulle baie politiese en ekonomiese voordele verbeur het. Wat die keiser aan hulle toegestaan het, wat in die sinagoge gebid het, wat hulle kwytgeskel het tot 'n mate van die keiserlike aanbidding, en hulle ook dan in staat gestel het om werk te kan kry en vorentoe te gaan in die lewe. En skielik het hulle nie meer hierdie voordele nie, want hierdie deur het letterlik vir hulle toegegaan. Dit raak hulle diep. Hulle kry nie meer werk nie. Hulle sosiale identiteit is diep geraak. Ons word nie meer gesien as Jode nie. Wie is ons nou? Hulle sosiale verbintenisse, vriendskappe, vriendekringe is daarmee heen. Dit is 'n geweldige deur wat vir hulle toegegaan het. En nou sê Johannes, hy maak deure toe. Dis seer. Dit beteken ons kan vaskyk in mense en gebeure en die res van ons lewe probeer om dit uit te sorteer, terwyl dit eintlik 'n Sanskrit woord tatata is. Die suchness of life. Dit is goed wat met ons gebeur. En ek dink die groot uitnodiging van Johannes is om te erken dat daar 'n deur toegemaak is. En hy sê later, maar Jesus is op die troon.
En nou is daar die deur toe, en ons moet dit aanvaar. Ons kan natuurlik onderskei. Moet ons teëstaan? Is dit iets wat kan verander en moet verander dalk? Dan aanvaar ek dit nie net gelate nie. Maar as ek onderskei het, hierdie deur is toe, dan aanvaar ek dit. Dit bring baie pyn. Dit bring 'n groot verlies. Want dit is 'n manier van lewe wat ons gekry het van God al, wat vir ons lewe gee. En dit vat ons na die plek toe van rou, van afskeid neem, van huil, om te laat gaan. En uiteindelik ook dan jou rug te draai op die deur wat toe is, en die deur toe te maak wat dalk nog in 'n skreefie is, want partykeer wil ons nie wegstap nie, partykeer hoop ons so dit sal nog oop gaan. Ons hang rond by die toe deur. Ons sit ons voet in die deur. Terwyl hierdie deur moet toe gaan en ons dikwels iets het om te doen om daardie deur net toe te maak. Handel dit af. Beweeg aan. Hier is wonderlike woorde van Helen Keller wat gesê het, when one door of happiness closes, another opens, but often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. Helen Keller was blind en stom gebore. En op 'n keer het iemand vir haar gesê, dit moet seker vreeslik wees om blind te kan wees. Dis sê nee, dit moet vreeslik wees om nie 'n visie te kan hê nie. Om nie vorentoe te kan kyk en iets te hê om voor te kan lewe nie. En hier sê sy, as een deur toegaan, dan maak hy 'n ander deur oop. En dit is ook wat Johannes sê. Hy maak 'n deur toe, hy maak 'n deur oop. En nou sê hy, kyk, hy maak deure oop. In die broederstad van liefde, Philadelphia, is daar ook groot veranderinge besig om plaas te vind. Skielik op 'n hoofhandelsroete gelê. So het geweldig baie besoekers van reg oor die wêreld wat wil oorslaap en wat wil handel dryf. So die hele stad is ook besig om 'n hele nuwe identiteit te ontwikkel. Metropolitaans en meer deel van die groter wêreld, destydse wêreld. Dit gee vir hulle geweldige nuwe geleenthede. En dit is die een groot deur van geleentheid wat nou oopgaan vir hierdie nuwe Christene. Daar's nuwe geleenthede om handel te dryf, mense te ontmoet. En julle is nie alleen in hierdie bootjie nie. In al die dorpies rondom julle gebeur dieselfde met ander Christene. So julle lewe word eintlik nou net baie groter. Julle identiteit gaan primêr nie nou meer so plaaslik wees nie. Dit gaan meer in 'n omgewing lê saam met ander mense. Julle gaan meer moet reis en by ander mense moet uitkom. Dit is iets van die nuwe deure wat oopgaan. En gaan in julle binneste. Maak die deur oop van jou hart. En gaan in daardie binnewêreld in. Nou Teresa van Avila, dit is 'n kasteel gesien. Paulus sien dit as 'n tempel, as 'n kathedraal. Daar's soveel kamers. Daar is soveel skatte. Daar is soveel wonderlike dinge om te ontdek as jy op hierdie reis gaan. Daar is die parel van onskatbare waarde in hierdie kasteel. So wat hy sê, dat saam met hierdie moeilikheid, is dit altyd 'n geleentheid om op 'n innerlike reis te gaan. En om te ervaar en te sien wat jy nog nooit beleef het nie. En verhoor bietjie by die getuienisse van mense, wat skielik op 'n plek was waar hulle oorgelewer was, en waar die wêreld vir hulle baie donker was. Wat met hulle gebeur het, dikwels 'n geestelike ontwaking. Daar is wat sê, ek sal dit verruil vir niks in die lewe nie. Dis swaar, is moeilik, ek wil dit nie weer hê nie, maar wat met my gebeur het, wat ek ontdek het, wat ek gesien het. Jy kan gevul word met 'n diep, nuwe lewe van die Here. Johannes van die Kruis sê,
Ons begin gewoonlik ons eerste donker ervaring met 'n donker nag van die sinne, die sintuie. En hy sê dit is vir almal ons te stroop om nie so staat te maak op ons gevoelens nie en op verwagtinge nie, maar op suiwer geloof te begin leef. Hy sê en dan kom daar die donker nag van die gees. Is 'n seer plek om deur te gaan, van dikwels soos Jesus, van verwerping, van in die rug gesteek te word, om verlaat te word, om alleen te wees. Hy sê dit is 'n voorbereiding vir eenheid. Dit vat jou na belewennisse van God toe, wat jy nog nie van gedroom het of van geweet het nie. En jy sal uitkom aan die ander kant en sê ek het gehoor, maar nou weet ek. So nou is die uitnodiging, kyk, daar is 'n oop deur. Nou baie van ons kan dit nie sien nie. Ek kyk en ek kyk en ek kyk, maar ek sien nie die oop deur nie. Dan is dit tyd om te wag, en om te wag beteken nie altyd net om passief te staan nie. Lukas 11 vers 9 sê, vra, soek en klop. Vra en dit sal vir jou gegee word. Soek en jy sal vind, klop en vir jou sal geoopgemaak word. Weet, en Paulus moedig ons aan in Efesiërs 3 vers 17, vra die Here dat hy jou oë sal oopmaak, jou geestesoë, sodat jy sal kan sien, watter deur is daar wat vir my oop is. Soek, jy kyk rond, jy vra, klop, en dit sal oopgegaan word. 'n rukkie gelede moet ek iemand op die lughawe kry, en ek kom daar en ek weet nie by watter hek ek moet wees nie. Ek moet vra. En toe moet ek die hek begin soek. Ek weet nie waar is die deure waardeur hulle kom nie, en ek soek en ek moet soek. En toe moet ek eintlik deur 'n deur gaan wat ek moet oopmaak. Om daar te wees en 'n rukkie te wag om die mense te kry. Kon my so help om hierdie metafoor in dit te leef. En dit is waarna ons moet ingaan. So dit laat jou dikwels, as jy nie dadelik kan sien nie, in 'n liminale spasie, in 'n tussenspasie, in 'n oorgangsspasie, 'n tussenstadium. Jy weet, en Paulus sê, in daai stadium sê, 'n groot en 'n kragtige deur het vir my oopgegaan en daar's vir my baie teenstanders. Net 3 woorde, 'n groot deur. Want as jy kyk waar Paulus was, dan wonder mense, wat noem jy groot? Johannes, is dit 'n groot deur? Hy kap klippe in die dag, en in die aand dan skryf hy briewe, en toe dit gesensor word, toe sê hulle, daar's groot fout met hierdie man, kyk hoe skryf hy van drake en alles, ons kan dit maar net laat gaan en deurgaan. In wie se oë is dit groot? Johannes kon sekerlik nie droom, dat al vandag sy briewe reg oor die wêreld gelees sou word nie. Hy was net getrou. Hy was 'n pastor wat omgegee het vir sy skape en gedink het aan hulle behoeftes en wou net vir hulle moed gee en skryf oor Jesus. Dit was een van die grootste goed wat hy toe gedoen het. En dis 'n kragtige deur. Nou die woord vir kragtig daar is energeia in die Grieks. So hy sê letterlik is dit 'n deur wat energieer, wat krag gee. So sal jy by deure kom en by deure staan wat jou energie sal gee. Dit is natuurlik 'n baie goeie innerlike aanduiding dat dit vir jou bedoel kan wees. Dit energieer ander mense nie. Ander kan jou waarsku. Daar is baie teenstanders. Kyk, daar's hierdie ding wat ons sê dat alles loop reguit, die Here moet hierin wees. Dat daar is meer voorbeelde van alles loop verkeerd, daarom moet die Here hierin wees. Hier's groot teenstanders. Jy sal innerlike teenstand ontvang. Jy kan onseker wees. Jy kan vrees hê, gaan dit werk, gaan dit nie werk nie. Jy kan nog steeds ander mense blameer en verwyd. Wat 'n aanduiding daarvan is, dat die innerlike werk nog nie afgehandel is nie. Die vergifnis, die laat gaan,
Die fantasie waarmee jy miskien leef om te verwag dat die ander persoon gaan sê hy's jammer, om dit te laat gaan, dat jy kan aangaan. Weet, uiterlik is daar die oppositie, godsdiens, politiek, ekonomies. En om hierdie pad te kies, van die innerlike en die uiterlike en die wil van God te soek, kos jou dikwels baie duur. Jou identiteit en geld. Maar as jy op die drempel staan vandag, en jy weet hier is die deur, jy sien, dan kan jy weet, ek moet daai stap neem. Miskien sien jy net die eerste stap vorentoe, en die pad sal omvou soos wat jy dit stap. En die grootste ding wat met jou gaan gebeur, is nie wat jy gaan kry nie, maar dis wie jy gaan word. Jy's soos 'n kindjie by die kleuterskool. Jy's bang. Jy hou vas aan mamma se hand. Jy wil nie gaan nie. Jy ken dit nie. En pa sê gaan. Pa los jou hand. Ma los jou hand. Want hulle weet, dit gaan goed wees vir jou. Jy gaan groei. Pa Palmer sê, each time a door closes, the rest of the world opens up. Wat 'n wonderlike woorde. Ek het al gewonder hoekom werk die lewe so, dat ons deur hierdie siklusse moet leef, van deure wat toegaan en oopgaan aan mekaar op alle fasette van ons lewe die heeltyd. En ek wonder, is dit nie 'n voorbereiding nie, vir daardie laaste deur, wat deur ons moet gaan, die groot uitgangsdeur. En ek dink, as ons al so baie geleer het, deur die deure te gaan, te laat gaan, te vertrou, oor te gee, deur te stap sonder dat ek presies weet, is dit nie hoe die laaste deur is nie. Is dit nie hoe die pad is nie. So waar is jy nou? Miskien goed om te gaan aan die dominante tema van jou lewe toe, dit te koppel aan die deure waarmee jy nou sit. En te weet, jy is nie alleen nie. Alfata, die Here wat die oopmaker is, Jesus Christus, het jou lief. Hy is saam met jou. En hy maak vir jou die deur oop. Kyk, daar is vir jou 'n geopende deur. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir die lewe wat ons saam met U kan hê. En dankie dat U met ons praat, dat U vir ons lig gee op die lewe. Help ons om die deure van ons lewe te sien, reg te interpreteer, te onderskei en te laat gaan wat moet laat gaan, oopmaak wat moet oopmaak, saam met U. In Jesus se naam. Amen. Ontvang die seën van die Here en gaan jy in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met jou. Amen.